Dankie. U is vanmôre die waarmaker van u woord, u ewige woord, u onveranderlike woord, u woord ja en amen. U die Alfa, die Omega, die begin, die einde, u wat gesê het, laat daar wees, u wat aan die einde sal sê. Aan hierdie God bring ons vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. 'n Voorreg vanmôre om te weet, nooit as wese het u ons gelos nie, nee, u het u gees in ons geplaas. Laat ons vanmôre kampioene vir God kan wees, uit te staan vir die koning van alle konings om u naam te verheerlik. En ons dankie vir dit, Abba, in die goddelike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons koning, ons meester, ons alles vanmôre. Ons prys U goddelike naam, Here. Amen. Glory. What a day that will be. Ek dink ons gaan redelik kranksinnig raak as hy kom. Dan is daar geen voorbehoude nie. Dankie. Dan gaan ons uitsinnig raak en weet alles wat ons deurgegaan het was die moeite werd. Vandag vanmôre net so 'n paar gebeure uitlig. Een ding wat vir my baie sterk uitgestaan die laaste paar weke, die pad wat Amerika loop, gaan ons ook loop. As gevolg van dieselfde vloek. Onthou, Biden en Obama het Israel vervloek. Hulle het vyande van hulle geword en toe het hierdie knaapie bo by ons, hulle president mos dieselfde gedoen. Hulle het nog steeds 'n hofsaak aan met Israel en ons gaan die prys betaal. Dis besig om te gebeur, ons sien dit. Skuld en ellende is in die voor is oral sigbaar. Vervolging sien ek teen die Christene raak al hoe sterker. In Australië het hulle ook 'n pastoor nou gearresteer wat in die openbaar gebid het. Hulle het nou in die Oos-Kaap gister het hulle 'n pastoor ontvoer, 'n blanke pastoor, net by the way. Hy het gaan werk in Motherwell onder hierdie ouens. So die ouens word doodgemaak oor die hele Afrika en AI word al hoe groter. Ons het moeilikheid met hierdie wette van ons, die GNU wat ontbind gaan word, verseker, hierdie president gaan besluit, hy gaan dit doen, dis maar so, en die probleem is, as hy dit doen, is daar geen beheer nie. Dan die besluite wat hy maak hy. Dis hoekom hy wette inbring, dis hoekom hy wette teken, en dis hoekom hy hom nie vreeslik steur aan ons nie, maar ek het gistermiddag toe sien ek Trump het gesê, hy sal die ANC laat val, en toe sê ek applaus jou, saam met jou sal ons bid daarvoor. O Here, ek is bekommerd. Ek hoop nie jy het vir hulle gestem nie. AI word natuurlik al hoe groter. Genesis 12, hy sê in vers 1, baie belangrike ding, die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Gaan uit, okay. Ouens, ek bly met julle praat oor hierdie ding, ons moet ons begin afskei van die dinge van hierdie wêreld, want hierdie wêreld suig jou in. Ek kom nou met eerstehandse kennis en ondervinding daai die Kaap uit, en ja, hulle kan my maar kruisig in die Kaap, godlooslik. Liewe aarde, daar in die Kaap gestap, daar by die waterfront gestap, waar ons gekom het, het hulle gesit, hulle het gedoen wat ek lees in die woord van die Here, het sal wees in die dae van Noag, hulle het geëet, hulle het gedrink, hulle het uitgegee, en hulle het nie besef. Nou ja, ek was amper in die tronk, want toe die gay manne daar op die waterfront mekaar staan, oopmond en mangels ruil, wou ek die horries kry. En die kinders het net gesê, pa, wees rustig. Hoe kan jy rustig wees? Okay, en ek sal jou groot nasie maak, jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees, en hier kom die kern, en ek sal seën diegene by jou seën, en ek sal hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Kyk, so, Ramaphosa moet weet, hulle vervloek Israel, en ons gaan dit ook voel, en ons voel dit klaar,
met die sanksies, met al hierdie goed. Maar, kind van God, jy's in sy hand. Hy het jou. Alright, hy het jou. So ek en jy vanmôre nodig om vol paniek te raak nie. Nou waar trek ons in tyd? Palm Sondag, dis vir my baie uniek. Onthou die datums is ook al verander. Nissen is laas maand. Oorspronklik. Maart maand. Kyk waar trek ons in tyd. Kan julle die misleiding sien? Kan julle verstaan, die Here het gesê, julle gaan tye en julle gaan tye en alles waarneem. Maar alles raak confusing. Want wie het kalenders verander? Ons weet hierdie goed, ons het klaar daaroor gepraat. Alright, so, toe hulle hierdie palmtakke voor Jesus gegooi het, toe hulle gesing het, Hosanna, aan die koning van alle konings. 1 week verder, toe gaan doen hy die grootste werk ooit. Hy gaan lê sy lewe af, en hy neem hom weer op. Hy sê dit, niemand het my geforseer nie, ek lê my lewe af, ek neem hom weer op. Hoe kan hy dit doen? Hy's God. Hy's God, hy kan alles doen. En dis wat jou en my vanmôre baie opgewonde moet maak. Nou ja, hier's baie drama wat kom, maar kom ons stop 'n bietjie by die politiek. Esegiel 38 speel voor ons oë. Rusland, Turkye, Sudan, Ethiopië, Iran, Persië, natuurlik selfe plek, Sirië. Ek sien hulle het nou, hulle begin nou duisende van die Gaza ouens in Europa instuur, om daar te gaan kwansys help, werk. Dis so goed, jy stuur die duiwel in jou land in. Want onthou, hulle is die Filistyn. Die Bybel sê so. OK? Saam met hoofstuk 9 van Daniël, gaan lees dit gerus, skryf bietjie vir jou daar kennis. Openbaring 6, hierdie is vir my baie uniek. Vorige hoofstuk sê hulle, niemand is waardig gevind in die hemel of op aarde om die seels oop te maak. En toe kom die lam. Toe kom die lam. Maar weet julle waar trek ons vanmôre in tyd met dit? Die seels is besig om oop te gaan. Besef ons dit. Alraai, die eerste seel, ek gaan dit nie lees nie, terwille van tyd is die wit perd. Wat was die wit perd? Gesondheidsorg. Die perd, die ruiter sonder die swaard. OK, wat het hy kom doen? Miljoene oor die wêreld doodgemaak. Het hulle opgehou? Nee, hulle is nog steeds besig. Ek sien nou hierboor in Nairobi het hulle gister begin met inentings teen, ek weet nie wat se ander snaakse polio, ekskuus. 5 soorte. En die ouens val vir dit. Die ouens val vir dit. Die tweede seel wat oopgemaak was die 4 rooi perd, die vrede wat weggevat is op die aarde. Wat is die boodskap oor die hele wêreld vandag? Jesus in die laaste dag gaan hulle sê, vrede, vrede, dan sal nie vrede wees nie. Alright, so Trump is besig met 'n ongelooflike goeie ding. Hy's besig om al die lande bymekaar te kry, en hy praat met almal oor vrede. Hy's besig nou met Iran, hulle het ondersprekinge met Iran, met Turkye. Hy sê hierdie week, daai ou van Turkye, hy en daai ou is groot pelle. Genade. En die Bybel sê, dan gaan 'n vals vrede oor die wêreld kom. Dan kom dit. Alright, dan kom daar groot moeilikheid. Alright. Weet julle wat is die vrede wat weg is? Almal sê ons moet wag vir die 3de wêreldoorlog wat onvermydelik gaan kom. Die oorlog vandag is in die finansies. Trump speel hierdie ding en hy slaat China nou met 150% invoer. China slaan hulle weer met 104%. En hy het Suid-Afrika geslaan en hy slaan al die lande en hy slaag. Hy slaag. Hy's besig om iets reg te kry wat die woord van die Here sê gaan gebeur. Want as jy die geld kan beheer, dan kom alles tot die 3de seel wat oopgemaak word, die swart perd, wat hongersnood inbring, wat pryse opjaag, wat misoeste bring, wat koring, wat ons nou skielik moet invoer van Rusland en van Indonesië, baie swak kwaliteit. Dit kom na ons toe.
Want ons het mos nou, nie ons nie, hulle, het mos nou 'n ooreenkoms met hulle. En ek sien gisteraand het Trump gesê, al die fondse van BRICS stop. So hy BRICS Suid-Afrika en hy wil daardeur 'n groot skommeling bring in hierdie land, wat lankal nodig is. So, ons kospryse is besig om deur die dak te spring. In hierdie week gehoor iemand hier by 'n baie bekende vleisplek in Meyerton, sê beesprys gaan in die volgende week R100 op. En dit gaan nie net bees wees nie. Dit gaan alle vleise wees. Alraai, so die woord gaan in vervulling, dit maak ons opgewonde. En dan, die 4de seël, is klaar oop, is die valperd. Die dood, nog nooit in my lewe so baie met dood te doen gehad soos hierdie laaste, ek wil amper sê, 5-6 maande. Dis fenomenaal hoe baie mense doodgaan. Met die snaakste siektes, snaakste aanvalle. Ons dank die Here vanmôre Annetjie is terug. Ons eer die Here vir haar. Die vyand het so 'n manier om net te wil verwoes, dood te maak. Dis sy opdrag, ouens. Maar ons leef vandag in eindtye. En die wonderlike is, ons is in 'n paastyd. Die koning het gekom 2000 jaar terug. Hy het kom sterf, hy het opgestaan, maar is ek en jy gereed? Want hierdie keer kom hy nie op 'n donkie nie. Hierdie keer kom hy as 'n mighty warrior. Hierdie keer kom hy as oorwinnaar. En wat kom haal hy? Hy kom haal 'n bruid wat 'n oorwinning is. Nie 'n sukkelende arme, geskeurde, vuil bruid nie, nee. Hy kom haal sy bruid. Matteus 24 sê vir ons in vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. OK, vers 37. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos, hy hamer op dit. Hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Skielik, oombliklik. Ek en my vrou het baie daar in die Kaap, as ons so beweeg, dan sê ek, hier's geen verwagting van God nie. Hier's geen bewustheid van God nie. Die Kaap is die hoofstad in die wêreld van die gees, onthou dit. Self erken, self verklaar. Right. En jy voel vuil as jy daar. En ek het by die 6de dag vir my vrou gesê, van ons verlof, wees ons kon huis toe gaan. En ek's dood ernstig gewees. Want jy voel vuil. Jy voel besmet. Jy voel jy's onder 'n gees wat absoluut heers. Maar terwille van die kinders het ons gebly. En ons het lekker gekuier. Dankie Here vir die mooiste berge. God se skepping is so uniek. Maar dan kom jy waar jy sien hoe mense alles besoedel. OK, dan sê hy, vers 40, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Met ander woorde, hy wys steeds op 50%, hy praat steeds van maagde. 10 maagde, 5 bly. Jy sê hy, man, vrou, 1 bly, die helfte bly, die helfte bly, die helfte bly. Ouens, is ons reg? Is ons reg as hy kom? Wat sê volgende naweek? Hy het opgestaan. Hy het alles oorwin. En nou vier almal die Joodse feeste, ook die Afrikaners. Kan ek dit nie kop nie? OK. Moenie, kry net 'n wederkomsverwagting. 'n Wederkomsverwagting. Hy sê 2 gaan op die bed slaap, 1 gaan gevat word, 1 gaan agterbly. Jesus praat hier. Dis sy woorde.
Moenie verval word in die wette nie. Hierdie wette wat hulle nou doen, is fyn, is die Jode se. Ek en jy behoort aan 'n ander stal. Christus se. Die kerk. Right. Hy sê daar, waak dan om jy nie weet wat 'n uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het wat 'n nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Alright, so, gister was ek by 'n begrafnis. Die ou het dit baie mooi gesê en toe sê hy, as jy nou doodgaan in 'n hartaanval, dan het die Here vir jou gekom. Duidelik glo hy glad nie in die weggeraping nie. Maar die bog en snert wat hierdie ou gister kwyt geraak het my so ontstel. En hy sit met 'n geleentheid van 'n klomp ongeredde mense voor hom. En hy maak grappies en hy's totaal ligsinnig. En hy's 'n ou man, dis nie dat hy 'n jong laitie is nie. Dat hy nog 'n palukakie is nie. Hy's lank in die bediening. Hy was 'n NG predikant en toe het hy nou Pinksterprediker geword, maar weet julle ouens, gister het ek net weer eens gesien, ligsinnigheid hoort nie by kind van God nie. Noem my old school, maar as dit by hierdie evangelie kom, is daar nie tyd vir 'n grap nie. Want hier's 'n ou wat langs jou bly wat hel toe gaan, omdat jy nie jou plig doen nie, omdat jy nie daai ou aan Jesus voorstel nie, omdat jy stil bly en liewer saam met die wêreld wil smelt. Dit het ons nou in die Kaap gesien. Weet jy, die manne sit daar en hulle hou hande vas, die mooiste aantreklikste manne. En as ek hulle sien, sal ek nogal half bang wees ek gaan my vrou afvry, want hy's so mooi. Ja. En dan dink ek die Here, my vrou is nie so nie. En die vrouens, mense, dit is afskuwelik. En daar's nie een arm ou in die Kaap nie. Almal skatryk. Veral onder die lesbiene en die gays. Liewe Vader, ouens. En nou kan ek verstaan die profesie wat uitgegaan het oor groot verspoelings oor die Kaap gaan kom. Natuurlik, God se woede gaan losbreek. En ek en jy moet net sorg dat ons gereed is. En onthou, die sonde lê nie net daar nie, die sonde lê in wat jy verskuil. In wat jy probeer wegsteek. Nou praat ek met die Here oor hierdie ding en die Here vat my na Rigters 19 toe. Hier's 'n gewellige sterk boodskap wat hier uitgekom het en ek wil hom vinnig deurhardloop. Hy sê in die dae was daar geen koning in Israel nie. En 'n Levitiese man het as vreemdeling vertoef agter die gebergte van Efraim en hy het vir hom 'n vrou, 'n byvrou geneem uit Bethlehem, Juda. Maar sy byvrou het by hom gehoreer en van hom weggegaan na haar vader se huis na Bethlehem, Juda, en sy was daar 4 maande lank. En onmiddellik praat die Gees met my en hy sê, my kinders horeer weg van my af. Dis wat gebeur oor die hele wêreld. Onthou al hierdie moorde, al hierdie aanslae, al hierdie sluipmoorde, al die molestasies, die kinders wat getryd word. Het julle gesien, ons land is bo in die lys van selfmoorde. Ons sit al klaar weer van ons terug is met jong mense wat wil selfmoord pleeg, wat geen uitsig het nie, wat geen toekoms het nie. En wat doen ons omtrent dit? Alright, so sy gaan toe na haar pa se huis toe, maar die volgende vers, daarop maak 'n man klaar en gaan haar agterna om na haar hart te spreek en haar terug te bring. Sy dienaar was by hom met 'n paar lekker esels alweer. En toe sy hom in die huis van haar vader bring en die vader van die jonkvrou hom sien, was hy bly om hom te ontmoet. Hy doen moeite. Hy gaan agter sy vrou aan wat weggehoreer het. Gaan ons agter mense aan wat weggehoreer het van God af, of los ons hulle maar? Gaan jy maar hel toe, gaan maar jou pad, ek steur my nie meer in jou nie. Jy sien, die kerk is besig om totaal te val, want ons het nie meer ontzag en liefde vir mekaar nie. En sy skoonvader,
Die vader van die jongvrou het hom teruggehou, sodat hy 3 dae by hom gebly het en het geëet en gedrink in die nag daar oorgebly. Dan vers 5. Maar terwyl hulle op die 4de dag vroeg in die môre opstaan en hy klaarmaak om weg te gaan, sê die vader van die jongvrou vir sy skoonseun, versterk jou hart met 'n stukkie brood, daarna kan julle weggaan. Vers 6 sê, en hulle het gebly en hulle twee het saam geëet en gedrink. Daarop sê die vader en die jongvrou en die man, bly tog asseblief die nag oor en laat jou hart vrolik wees. Ons trek nou by watter dag? Sien julle double-mindedness? Sien julle die gevaar van die tye waarin ons lewe, daar's baie tyd, ons kan nog regmaak. Sien julle die gevaar van ons tyd, daar's baie goed, ek kan nog planne maak. As jou planne nie vandag gaan rondom God nie, is jy besig om op afbop se stoep te speel. Jy's besig om moeilikheid vir jouself te kry. Ek spring daarna vers 9 toe. Maar toe die man klaar maak om weg te gaan, hy en sy byvrou en sy dienaar, sê sy skoonvader, die vader van die jongvrou vir hom, kyk, die son sak, dit wil antwoord, bly julle maar die nag oor. Kyk, dit is al laat, bly die nag hier oor en laat jou hart vrolik wees, dan kan julle môre vroeg klaar maak vir julle reis en na die tente toe gaan. En hier sien ek wat Jesus gesê het. Hulle het geëet, gedrink en uitgegee. Hulle het nie besef hoe ver is die nag gevorder. Hy sê daar in vers 10, dankie Here, maar die man wou nie die nag oorbly nie, het klaargemaak, weggetrek, gekom tot teenoor Jebus, dit is Jerusalem, met 'n paar opgesaalde esels by hom, ook sy bouvrou was by hom. En toe hulle by Jebus kom en die son al baie gesak het, sê die dienaar aan sy heer, kom tog, laat ons uitdraai na hierdie stad van die Jebusiete en daarin vernag. Uitdraai, afdraai. Ouens, jy moet jou pad suiwer loop, jy moet jou pad reguit loop. Daar's nie meer tyd vir uitdraai en afdraai nie. Maar sy heer sê aan hom, ons gaan nie uitdraai na 'n vreemde stad waar nie van die kinders van Israel is nie. Ons moet verbytrek tot by Gibea. Wat het hy geweet? Waar die kinders van God nie is nie, moet ek en jy nie wees nie. Die stof van Kaapstad moet jy afskud as jy daar wegry. Want die Gees sal saam met jou kom. Verder sê aan sy dienaar, trek, laat ons nader kom by een van die plekke en in Gibea of Rama vernag. So het hulle dan verbygetrek en die son het vir hulle ondergegaan by Gibea wat aan Benjamin behoort. Maar nou kom die moeilikheid. Toe draai hulle daar uit in Gibea om in Gibea te vernag en hy het ingekom en gebly op die plein van die stad, want daar was niemand wat hulle in sy huis opgeneem het om te vernag nie. Die gasvryheid's gone, niemand wil hom in sy huis hê nie. Was ons gasvryheid vanmôre? Ons gaan geoordeel word op ons werke. Jy gaan beloon word op jou werke. Jy gaan beloon word oor jou omgee wat jy het vir jou naaste. Alraai, so hy kry nie plek nie, maar kyk, sê hy. Maar kyk, in die aand kom daar 'n ou man uit die veld van sy werk af, en die man was van die gebergte van Ephraim afkomstig, en het in Gibea as vreemdeling vertoef. Maar die manne van die plek was Benjamite. Gaan nou hoor wie hierdie jakkalse. Vers 17, toe hy sy oë opslaan, sien hy die reisiger op die plein van die stad, en die ou man vra, waar gaan u heen, en waar kom u vandaan? En hy sê vir hom, ons trek deur van Bethlehem Juda tot agter in die gebergte van Ephraim. Ek kom daar vandaan en het tot by Bethlehem Juda gereis, en ek gaan waartoe? Na die huis van die Here. Maar hier is niemand wat my in sy huis opneem nie. Wie bring jy na die huis van die Here toe? Wat is jou motief? Ek gaan na die huis van die Here.
En hy's nie 'n bedelaar nie, want die bedelaars hou ons in elk geval op 'n afstand. Hy sê in vers 19, alhoewel ons esels strooi sowel as voer het, en daar ook brood en wyn is vir myself en vir die dienares, en vir die bediende wat die dienaars by die dienaars is, daar is geen ding gebrek nie. Daar's aan geen ding gebrek nie. So hierdie ou is vermoënd. Hy's nie hier om te kom soebat en te kom smeek nie. Hy's nie hier om te kom bedel nie. Nee, hy wil na die huis van die Here toe gaan. OK. Hoe graag wil ons? Hoe graag wil ons in die huis van die Here weet wanneer broeders saamkom soos Dawid skryf? Wanneer die olie afloop op die baard van 'n Aaron, op sy klere, op sy voete. Hierdie ou het een ding voor oë. Ek wil by die huis van die Here uitkom. Toe sê die ou man, vrede vir jou, vir jou. Alleenlik al wat jy kort kom, is op my rekening. Met ander woorde, as ons ernstig moet gaan inboek, betaal ek dit vir jou. Moet net nie hier buitekant vir. Moenie vanmôre buitekant die kerk groot word nie. Dis tyd terug te kom huis toe. Dis tyd om dringend huis toe. En ek hoop die ouens wat na hierdie preek vanmôre luister, waar julle so opruk, omdat die pastoor jou nie bel nie, nadat die pastoor by jou huis was, om leuns te vertel, om vir jou 'n versameling van ouens te versamel, om te kyk of jy dalk skering en skeiding tussen mense kan bring. Hoop jy luister na hierdie woord. Jy moet tot inkeer kom. Jy moet by God uitkom vanmôre. Daarom het hy hom in sy huis ingebring en 'n esels voer gegee, en nadat hulle gewas het, hulle geëet het, hulle gedrink. Gasvryheid, right. Terwyl hulle hart vrolik maak, omsingel die manne van die stad, Benjamiete, slegte manne, met eens die huis en klop hard aan die deur. Hulle spreek met die ou man, die dienaar van die huis, die eienaar van die huis, en sê, bring die man uit wat in jou huis ingekom het, ons wil hom beken. Ek moes in die Kaap wees om hierdie goed te sien, dat die Here vir my hierdie woord kon gee, om dit te kan verstaan, dat groot, fris, flipping manne op 'n waterfront waar duisende mense met kinders, ek loop my 2 klein kinders daar, staan en haal mekaar se mangels uit. Die woede wat in jou opkom oor hierdie goed. En hier kom dieselfde ding, hulle sê, man, ons wil daai ouens wat by jou gekom het, bring hom uit. Al worry nie oor die vrou nie, bring die manne uit, wat dit vir jou sê, Sodom en Gomora. Ouens, hoe ver is Sodom en Gomora vanmôre? As die Here sê dit sal weer so wees, is dit vandag 10 miljoen keer erger as wat dit toe was. Daarop gaan die man, die eienaar van die huis, uit na hulle en sê aan hulle, nee my broers, moet tog nie kwaad doen nie, aangesien hierdie man in my huis ingekom het, moenie hierdie skandaad begaan nie. Hy's 'n gas by my. Hy's op pad na die huis van die Here. Hy's kind van God. Die duiwel moet hierdie storie ook vanmôre hoor. Jy moet pas op as jy aan God se oogappel vat. Hier is my dogter, wat 'n jong meisie is, en sy byvrou, laat ek hulle uitbring, onteer hulle dan en maak met hulle wat goed is in julle oë, maar aan hierdie man mag julle nie so 'n skandaad begaan nie. Kyk hoe ver terug kom dit. Bietjie verder terug, Sodom en Gomora. Watervloed. Kyk hier. 2025 op sy ergste. Toe die manne nie na hom wou luister nie, gryp die man sy byvrou en bring haar uit na hulle daar buite, en hulle het haar beken die hele nag deur haar mishandel tot die môre toe, en laat haar loop toe die rooi dag uitkom. Met ander woorde, die hele nag daar verkrag. Op die wreedste denkbare wyse. Moet dit van die kansel af gesê word? Ja, dis wat besig is om te gebeur met ons kinders oor die hele wêreld. En teen dagbreek het die vrou gekom, neergeval voor die ingang van die man se huis waar haar heer was, totdat dit lig was. En toe haar heer die môre opstaan en die huisdeure oopmaak en uitgaan om sy reis voort te sê, kyk, daar lê die vrou, sy byvrou, voor die ingang
van die huis met haar hande op die drempel. Sy is dood. Jy is geestelik mors dood as jy so iets deur moes maak. Haar desperaatheid by die huis, haar hande lê op die drempel, die desperaatheid wat vir Suid-Afrika kom, God se huis gaan bestorm word, as God se toorn oor hierdie land gaan losbreek. En hoeveel mense gaan tot by daai deur hardloop, met hulle hande op die trappe, wat nie verder kan inkom nie. En hy sê vir haar, staan op en laat ons trek. Sy is dood. Niemand antwoord nie. Daarop het hy op die esel gelaai en die man het klaargemaak, na sy woonplek getrek. Hier kom die ding. Maar toe hulle in sy huis kom, het hy 'n mes geneem, sy byvrou gegryp en haar stukkend gesny, volgens haar gebeente in 12 stukke, en dit in die hele grondgebied van Israel rondgestuur. Met ander woorde, na elke stam in Israel stuur hy 'n liggaamsdeel om te sê, kyk hoe boos het julle geword. En ons wil vandag die Jode beskuldig dat hulle is. Moenie Suid-Afrika weggooi nie. Moenie ons ouers weggooi nie. Moenie ons grootouers weggooi nie. Alles was altyd onder die kombers in, onder die mat in, want julle kindertjies, julle moet stil bly, julle word gesien nie gehoor nie. En dan het hulle die vieslikste goed met ons kinders gedoen. Maar ons is 'n heilige volkie. Hy sê in vers 30, elkeen wat dit sien het gesê, so iets het nie gebeur en is nie gesien van die dag af dat die kinders van Israel uit Egipte land opgetrek het tot vandag toe nie. Neem dit tog ter harte. Gee raad en spreek. Ek gee vanmôre raad en ek preek. Ek sê vir julle vanmôre, die nag is ver geword. Ek sê vir julle vanmôre, ons moet 'n erns kry met God nog nooit. Ons het 'n dingetjie van ons speel kerk. God is okay, God moet maar inval soos ek dit wil doen. Ek doen dit mos op my manier en dit is maar heeltemal fyn. Gee raad. Wat is die raad? Stamme kom by mekaar. Die perikoop nogal van hierdie rigters 19 is baie belangrik. Moet dit gou uitlig. Gruwel deur die inwoners van Gibea bedrywe. Vanmôre wil ek sê die gruwel. Ek kan nie vir die ander lande praat nie. Die gruwel wat in ons eie land aan die gang is. Gister sit daar 'n klomp gay vrouens aan daai prediker se begrafnis. En hulle hang aan mekaar. En ek sê nie, jy moet hulle nou veroordeel nie, jy moet hulle wen deur liefde. Natuurlik moet jy. Maar wragtig, jy spreek dit aan. Jy moet dit aanspreek. As hier dan nou 2 van julle in hierdie kerk sit te mekaar bevoel en bevat en bevry, is die hel los. Ek is verkeerde era. Hierdie liggaamsdele van hierdie vrou word gestuur na elke stam van Juda toe. En hulle sê so iets het nog nooit gebeur. Dat iemand so wreed kan wees. En waar val die lood? Benjamin. En Israel gaan lees die volgende verhaal van Rigters. Israel sê, die manne wat dit gedoen het, wil ons hê. En Benjamin sê, ons gaan hulle nie uitlewer nie. Ons gaan hulle beskerm. En Israel sê, dan gaan ons Benjamin, die stam, vernietig. Waarmee is jy vanmôre besig om te compromise? God haat dit. Jy moet ook. Jy kan nie accommodate nie. Ons het hierdie ongelooflike verskoning begin kry in die kerkwêreld. Weet jy maar die Here het almal lief. Hy het. Ek weet dit. Hy's liefde. Maar ek weet 'n ander ding van hom. Hy haat dit. En omdat hy dit haat,
gaan daar nie plek wees nie. 'n Gruwel in sy oë. Dis 'n totale gruwel in sy oë. En steeds praat ons dit maar goed, want ons wil darm nou nie mense seermaak nie. Kom dringend terug na die huis van die Here toe. Kom dringend terug na jou verhouding met God toe. Sagaria 5 kom, hy sê, alles profetiese goed wat hier uitkom. En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, daar was 'n vleiende boekrol, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien 'n vleiende boekrol. Sy lengte is 20 L, sy breedte 10 L, detail. Ek sien 'n vleiende boekrol. Ek sien die woord van God is besig om uit te gaan. Ek sien die woord van God is besig om oor die hele aarde uit te gaan. En dan sê hy in vers 3, daarop sê hy vir my, dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land, want ooreenkomstig daarmee sal, luister wat hy sê, regering van Suid-Afrika, luister wat sê hy ook. Want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe daarvandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die mynediges daarvan weggeruim word. En dan vers 4, laat dit uitgaan, spreek die Here van die leerskare, en dit sal kom in die huis van die dief, in die huis van hom wat vals sweer by my naam, en dit sal binne in sy huis vernag, en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. God se oordeele is besig om oor die hele wêreld los te kom. En wat jy huisves, kind van die Here, in die naam van kind van die Here, as jy huisves, keer jy goed. As jy toemaak, keer jy dit goed. As jy stil bly, keer jy dit goed. God sê, alles in jou plek sal vernietig word. Dis die woord van die Here wat oor die hele wêreld gaan. En die vals leerstellings wat oor die wêreld gaan, word net al hoe groter. Nou gaan ons na Matteus 22 vers 1 toe. Hy sê, en Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Hierdie een wat op 'n donkie ingekom het. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. Hulle wou nie kom nie. Dit week vir week, jaar na jaar, flipping amper eeu na eeu, sit ons in ons kerke. Ja. Is die Heilige Gees hier. Wat jy sê, wat jy doen, as jy nie vir my skrif gee nie, is jy vals. Dit moet in die Bybel staan. OK? Dankie vir die een amen. Right, so hy stuur hulle uit, hulle wou nie kom nie. Weer sien ek, ekskuus, ek gaan terug na gister se begrafnis toe. Daar het so groot geleentheid gehad om so groot slag te slaan. Want die duidelike tendens wat ek gesien het daar is, hier sit familie, wat ek baie begrafnisse sien. Hierdie lot praat nie met hierdie lot nie. En hierdie lot gaan drink koffie in die saal en die ander lot gaan drink koffie by ander ou se huis. Maar hulle is liewe Jesus kindertjies, man. Hulle het nou net 'n ou begrawe, man. Ja, en ons is kinders van die Here, maar ek kan nie met jou praat nie, ek skwaad vir jou, ek wil niks meer doen. En jy dink jy gaan hemel toe. Gaan lees net een stukkie in die Bybel. Die Onse Vader, net dit. As jy nie vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie. Klaar. Alraai. Weer het 'n ander diensknegt uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste vetgemaakte vlees geslag, alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Ek doen dit nou amper 39 jaar. Here, daar's mense wat net nie luister. So op hulle eie ek, hulle eie troontjie, hulle eie, dit gaan oor ek. Sjoe. Maar, hier is die tragedie. Hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land, ander na sy handelssaak. Weet jy wat, ek het my dinge wat ek doen. My goed is vir my belangriker. Maar wag as die moeilikheid kom. Ons kry dit al hoe meer.
Ons twee kry dit al hoe meer van oproepe, glo my. Ouens wat skielik voel, begin nou my finansies raak, begin nou my besigheid raak. Ek waarsku al 3-4 jaar hieroor. OK. Mag hierdie waarskuwing vanmôre nie op dowe ore val nie. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel, doodgemaak. Dit klink soos daai byvrou. Selfe storie. Toe die koning het hoor, het hy kwaad geword, sy manskappe gestuur, daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Weet julle wat vir my baie uniek? Ek lees in die week die storie van Sodom en Gomora, waar Abraham bargain met God. Ken die storie. Maar weet julle wat vir my baie interessant, wat vir my baie sterk uitstaan? God sê, ek wil neerdal en gaan kyk of dit wat ek hoor die waarheid is. En ek sê vir julle, ek nooi God om te kom kyk. Ek vra hom, kom daal bietjie neer. Here, wat u hoor? Wie vertel hom hierdie goed? Die engele. Hulle sê vir hom, "Jou Vader, dit gaan wild, jong." Toe sê hy, "Alright, maar nou gaan ek bietjie kom kyk." En toe kom die moeilikheid vir Sodom en Gomora. Ons is in daai eindtyd. Ons is in dit. Alles dui daarop dat hy binnekort kom. Baie binnekort. Dis net te lank, vir my voel dit hy vat bietjie lank, jong. Maar nou ja, hy's God. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is gereed, die genooides. Dit maak my bang. Is dit nie werd nie? Het ons vanmôre vals gerusheid? Is ons op pad hemel toe? God is meer as jou hart. Laat hy jou hart ondersoek. Want jou eie hart kan jou mislei. Dan kom jy opdrag, gaan dan op die kruispaai en nooi almal wat jy mag vind na die bruilof. Goed, vers 10. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie, almal versamel wat hulle gevind het. Slegte sowel as goeies, bruilofsaal het vol gaste geword en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. As ouens wat dink hulle gaan inslip, hoor. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hierin gekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon hom geen woord sê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy gaan God nie sien as die Heilige Gees vuur jou nie skoon gemaak het. Want God is heilig. Right. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg, werp hom in die duisternis, buitenste duisternis, daar sal geween wees geknars van die tande, want hier's die sleg, baie is geroep, min is uitverkies. Hoe seker is jou naam is geskryf voor die grondlegging van die wêreld? Hoe seker is jy? En as jy so seker is jy seker jy leef volgens sy eis. Hy het die reël gegee. Die eis is syne. Is my naam geskryf voor die grondlegging van die aarde? Almal sin is. Staan in die Bybel. Maar ons vee ons naam uit. Onthou dit. Onthou dit. Jy is die kaptein van jou eie lewe. As Christus nie in beheer is nie. Ek sluit af hier. 2 Samuel 6 vers 1 en 2. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30,000 versamel. En Dawid het hom klaar gemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was van Baale Juda om die ark van God waar die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare wat op die gerubstroon daarvandaan te gaan haal. En wat intussen tyd gebeur het, die seuns van die hoofpriester, hulle is besig om die ark te vat en die een os struikel en hulle wil God se werk doen. Hulle wil keer dat die ark nie val nie.
en God laat hulle albei dood neerslaan. Hierdie vrees is wat ek vanmôre vir jou wil vra. Waar's dit? Waar's dit? Waar's die vrees van die Here? En toe hierdie twee ouens dood neerslaan, toe kry Dawid, wat ons almal vanmôre kort, vrees vir God. En hy sê, daai ark moet by Obed hulle gaan staan, hy kan nie by my staan. Want hierdie is 'n verskriklike God. En na 3 maande kom hulle agter, hierdie Obed hulle is hom geseënd, alles van hulle is geseën. Hoekom? Nie oor die ark nie, oor God se teenwoordigheid. Ons is besig met 'n kursus. Is jy 'n geseënde van die Here? Jy kan geseënd wees net as God by jou is. Jy kan geseënd wees net as God by jou is. Op jou eie kan jy doen wat jy wil. Jy gaan nie geseënd wees nie. Ernstig kom jy agter, ek is nie so geseënd nie. Ek is nie so geseënd wat die woord van die Here sê, ek moet wees nie. Dan gaan ek na vers 11 toe, en die ark van die Here het 3 maande in die huis van Obed Edom die Getiet gebly, en die Here het Obed Edom en sy hele huis geseën. Daarby het Dawid, nou spring ek na vers 14 toe, met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en besuingeklank opgehaal. Dawid het gedans. Wat ek vanmôre een ding baie duidelik vir julle sê. Onder die salwing van die Heilige Gees. Gister by begrafnis het hulle nou 'n fotoshoot en 'n wat. En hulle sê nee, maar ons moet dankbaar wees en ons moet bly wees en dan kom hierdie stupid musiek wat ek mos nie kan hanteer nie, sakkie. Nou wys hulle al video's hoe hulle nou dans en dis nou alles deel van die persoon wat dood is se lewe en dit is so leeg. Dit is so niks. Maar Dawid het sy verhouding met God eerstens reg gekry. En toe hy die vrees van die Here ervaar, toe kom die gees van God oor hom en hy begin dans. Tobie het nie nodig om vir jou te sê dans nie. As die salwing op jou kom, sal jy dans. Want anderster is dit mensgemaak. Don't fake it to make it. Don't fake it. Ek sluit hiermee af vanmôre. Hierdie week wat voor lê. Moenie dit nog net 'n week wees nie. Maak hierdie week jou grootste verwagtingsweek. Vrydag het ons diens, Sondag het ons diens. My grootste begeerte is dat Jesus dalk op hierdie feestyd sy bruid vat. Tog net nie weer nie. Die gesigte wat ek hier van vooraf kry. Slaap bietjie vroeër op 'n Saterdag aand. Nie so moeg in die kerk is nie. Sy sê, ja, maar ek het die hele nag gebid, gaan jy ook nie moeg wees nie, want jy kry nuwe krag, so sop nie nog lieg op nie. Ouens, my gebed is dat jy sal doen wat daai godsman gedoen het. Die stukke rondgestuur na die vyandkampe toe. En gesê het, dis nie aanvaarbaar nie. En dat jy in jou eie lewe sal klaar kry. Met wat jy dink is oukei. En nie wat God sê nie. Ons het 'n keuse. Skielik, soos 'n dief in die nag, kom ek. En weet julle wat? Hy moet kom. Want hy sê hy kom. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. So my gebed vir jou,
En dis jou huiswerk. Want soek sy aangesig soos nog nooit. Dat volgende naweek, glo toe julle gaan gelei wees met ons liedjies, gaan ons die vuur van God se Gees in hierdie plek afbid en soek totdat hy antwoord. En ons gaan nie huis toe as dit nie gebeur nie. Want ons wil huis toe kom. En dan wil ons huis toe gaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die goddelike woord, dankie vir waarheid wat vrymaak. Ek bid in hierdie môre dat dit nie net nog 'n preekie sal wees wat uitgegaan het nie. Dat dit nie net nog iets sal wees wat sê, okay, ek sal vandag besluit neem, maar môre gaan ek maar weer my ou trant nie. Ek pleit vir môre, Heilige Gees, dat U hierdie woord diep sal insny. Die woord is soos 'n swaard, tweesnydend. Hy maak skeiding tussen hierdie siel, besigheid in die vlees en die gees. Vader, laat ons in die gees sal begin bly. Ek pleit vanmôre dat almal sal terugkom na die huis, hulle huis toe. Dat die ouens wat by hulle huise sit en liewer maar by die TV wil kyk, net sal besef, daar sluip 'n gees van totale afvalligheid in. Ek pleit vanmôre vir die redding van elke kosbare siel. Ek pleit vanmôre dat ons wat hier is en wat die boodskap hoor sal uitreik. Vader, ons nie nodig om vir jou te gaan vertel jy moet die Here ken nie. Ons kan net vir jou gaan sê, kan ek vir jou bid? Dis al. Sy antwoord, haar antwoord gaan vir my genoeg wees om te weet wat's fout in so 'n persoon se lewe. My werk is nie om die foute te kry nie, my werk is om hulle by Jesus te kry. Ek bid vanmôre, mag U woord veel saad dra. Mag hierdie saad wat gesaai is vanmôre ontplof vir hierdie laaste dae waarin ons lewe. Dat ons as kinders van God nie sal terugtyns nie. Sal staan vir waarheid, sal uitstaan vir die koning van alle konings, sodat U verheerlik kan word. Abba Vader, en ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Mag hierdie woord in jou hart vasgemessel word vanmôre, maar nou nie so vas dat hy doodgaan nie. Gee hom lig, gee hom goddelike lig. Ouens, vinnig